Ek heet u welkom by die erediens van die NG Kerk van Karasburg. Dit is vir Sondag 29 Oktober 2023 en ons glo en vertrou dat u ook saam met ons die genade van die Here sal ervaar, maar ook dat u geloof bemoedig en versterk sal word deur vandag se boodskap. Kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u deur u woord ook met ons praat, vir ons leiding gee en ons ook help in ons lewens. Baie dankie dat ons ook nou kan stilstaan by hierdie boodskap en vra dat u ons daardeur sal lei, sal leer en sal versterk. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons teksvers is Psalm 27 en ons gaan hom so saam lees. Van Dawid: Die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teenstanders en my vyande, struikel hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuiling op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots, en daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil uitroepe van vreugdeoffers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart echo u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet u gesig nie vir my verberg nie. Moet u diensknegt nie in toorn wegwys nie. U was my helper. Moet my nie verstoot of verlaat nie, God wat my red. Selfs al verlaat my vader en moeder my, die Here sal my aanneem. Here, leer my u pad. Lei my op 'n gelyke pad vanweë my vyande. Moet my nie oorgee aan die begeerte van my teenstanders nie, want vals getuienis het hulle teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie. Wag op die Here. Wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. En ons lees tot sover. Alles wat ons vandag hier in die erediens sien gebeur en wat plaasvind, omvat verskillende aspekte van die lewe. Verskillende aspekte wat eintlik nie los staan van mekaar nie. Ons het nagmaal gevier omdat ons in 'n wêreld is wat die vloek van die sonde dra, waar dinge skeefloop, waar dinge verkeerd gaan en mense swaar kry onder die vloek wat op die aarde is. En swaar kry omdat die mense hulle self bevind onder die heerskappy van sonde. Ons het nagmaal gevier omdat ons ook met dankbaarheid kan vier die feit dat Jesus ons kom red het van hierdie sonde heerskappy. Dat ons dus nou in die koninkryk van God kan wees, verenig in 'n verbond met ons God wat ons liefhet en wat na ons omsien. En dis ook hoekom ons vandag 'n dankofferdiens het, want ons sien en ons ervaar hoe God vir ons sorg. Ons het 'n dak oor ons kop, ons het klere om aan te trek, ons het kos om te eet en mense wat vir ons lief is en vir ons omgee. En die Here beskerm ons en hy voorsien in ons behoeftes en daarom sê ons ook vandag dankie deur 'n offer aan hom te bring. Dis 'n offer wat die Here van ons vra, juis ook omdat God gehoorsaamheid van ons eis. Maar dis egter juis ook oor hierdie rede wat ons vandag 'n biddag vereën het. Omdat ons daardeur ons afhanklikheid aan die Here wys, want ons het reën nodig, bitter nodig. Al hierdie dinge van wat in die wêreld aangaan en wat inspel op ons lewens, weet van die sonde en die vloek, die dood, tot met die Here wat oor alles heers en wat ons bystaan, word ook vir ons omvat in hierdie Psalm 27 vanoggend. Ons sien hoe Dawid begin by die Here, as die een wat sy redder is. Dit is dieselfde waarheid,
dieselfde belydenis wat elkeen van ons ook vanoggend gemaak het. Ons het daarvan getuig tydens die geloofsbelydenis met die nagmaal. En Dawid se reaksie is dan retoriese vraag. Vir wie sal ek vrees? Want die Here is die toevlug van my lewe, so vir wie sal ek bang wees? En ek wonder by hoeveel van ons lewe hierdie twee vrae dalk in ons harte. Jy beleef dalk die uitdagings en die probleme en die korrupsie en die oorlog en die stryd om oorlewing in jou lewe. Jy voel dit aan jou lyf en jou finansies en jou besittings. Maar by hoeveel van ons is hierdie waarheid ook in ons lewens 'n feit, sodat ons die retoriese vraag elke liewe dag eintlik kan vra, vir wie sal ek vrees, vir wie sal ek bang wees? Teenspoed en uitdagings en vervolging en al hierdie dinge gaan aan, dit gaan altyd daar wees, tot Jesus se tweede koms, en ons gaan dit ervaar, ons gaan daarmee sukkel, maar by ouende het ons een van twee reaksies. Ons kan vashou aan die vloek, en in die ellende leef, omdat ons vashou eintlik aan die kwaad, of ons kan in die goeie vashou, aan God vashou en weet, soos Dawid getuig, kom wat wil, my God is by my. En dit is waar Dawid die Psalm begin. Dit is sy uitgangspunt, sy vertrekpunt. Net so moet dit ook ons vertrekpunt wees, om alles in ons lewens aan te pak met die wete dat die Here my redder is. Want sien, Dawid is nie blind of ongevoelig vir die probleme waarmee ons in die wêreld sit nie. En ons sien dit baie duidelik wanneer hy dan in vers 7 by die Here juis kom pleit. Luister tog, Here, wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. Maar hy begin by God. Want dis die fondament van waar af hy die sonde, die vloek, die lelik, die probleme van die lewe af aanpak. En dit is dalk 'n fyn verskil, maar dit maak die wêreldse verskil in impak. En dis hoekom ons ook met die nagmaal vanoggend begin het. Om ons te herinner, ons is duur gekoop, ons is vrygekoop, ons behoort nou aan ons Here. Vir wie sal ons vrees, vir wie sal ons bang wees? Vers 8 sê Dawid, dat die hart echo die woorde van God. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. En dis dan hoekom ons ook hier is vandag, om die Here se teenwoordigheid op te soek. Doen dit gereeld, doen dit elke dag. En dan sien ons hoe Dawid se hart van gebed uitgaan na die Here oor sy struggles waarmee hy sit, oor die bekommernisse, maar ons sien duidelik hoe hy deur hierdie smeking, hou hy die hele tyd aan die Here vas deur te verwys na hoe getrou God is. En dis 'n aanmoediging vir ons, om wanneer ons ook nie net vandag nie, maar enige tyd tot die Here bid en smeek rondom ons probleme en uitdagings, om altyd aan die Here vas te hou en op hom te vertrou. En dan eindig hy met vers 14. Vers 14 is 'n vers wat kom uitstaan vir ons. As ons kyk na alles wat rondom ons aan die gang is, van oorlog, geweld, misdaad, droogte, dan staan dit uit omdat dit soete woorde is, woorde wat gekoppel is aan die beeld van God, wat Dawid aan die begin ook vir ons kom skets het. Woorde wat sê, wag op die Here. Wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Om te wag op die Here beteken baie dinge. Om op God te vertrou dat hy sal voorsien, te vertrou dat sy tyd en wil die beste is. Om te wag op die Here is om te erken en te bely dat God die hoofkarakter is in ons verhaal van ons lewens en nie ons nie. Maar om te wag op die Here is ook 'n aanmoediging wat sê, wees sterk en hou moed. Ons weet, dit gaan swaar. Ons weet, dit is nie altyd maklik nie. Maar daar waar jy dalk sukkel met jou verhoudings, daar waar jy sukkel met droogte, daar waar jy dalk finansiëel sukkel met mense wat net jou vyande is en jou nie wil los nie, daar waar jy sukkel met dinge wat nie wil werk nie, waar jy ook al probeer en dalk val, sê die Here vanoggend ook vir jou, wees sterk, hou moed, en ja, wag op die Here. Amen. Here, ons gaan deur 'n lewe waar elkeen van ons ook
sit met groot uitdagings. Party dalk, Here, met wat voel vir hulle dalk die laaste uitdaging in hulle lewe kan wees, omdat dit dalk, Here, die laaste geleentheid is. Party sit dalk voor 'n diep put wat nie weet hoe hulle ooit daar gaan uitkom nie. Maar ons dankie, Here, dat ons ook hierdie woorde van Psalm 27 vanmôre het. Wat Dawid kom en hy smeek in gebed by U, omdat hy weet van hierdie probleme, omdat hy weet van die swaar kry en die vervolging wat daar teen hom is. En tog kom moedig hy ons aan, Here, om aan U vas te hou. Om sterk te staan en te wag op U. En dit bid ek vir Here vir elke persoon wat ook hierdie boodskap hoor, dat hulle aan U sal vashou. En dit bid ek in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die pad verrys om jou te ontmoet, die wind altyd teen jou rug en die son warm op jou gesig. En tot ons weer ontmoet, mag die reën sag val op jou land, en mag God jou behoed in die palm van sy hand. Amen.